'n paar weke gelede het ons 'n bietjie met mekaar gepraat oor simpatie aan die een kant en empatie aan die ander kant. Nou simpatie is eintlik om saam met iemand te voel, om eintlik so half op 'n afstand te staan en vir iemand te sê, maar weet jy, ek kry jou jammer. Ek kan myself nie vir 'n oomblik in jou skoene indink nie. Ek weet nie hoe jy voel en waardeur jy op hierdie oomblik gaan nie, maar ek kan sien jy gaan deur 'n moeilike tyd en daarom kry ek jou op 'n afstand baie baie jammer. Maar empatie is iets heeltemal anders. Empatie is om te voel wat iemand anders voel. Dis om as dit ware in iemand anders se skoene te gaan staan en vir 'n oomblik te ervaar wat hulle op daardie oomblik ervaar. As hulle verlies ervaar, is dit om ook in jou binneste daardie gevoel van verlies te ervaar. As dit vervreemding is dit om in jou binneste ook daardie oomblik 'n gevoel van vervreemding te ervaar. En baie mense sê, maar is dit enigstens vir ons as mense moontlik om empatie te beleef, om in iemand anders se skoene te gaan staan? Of is die beste wat ek en jy as mense kan doen, as gelowiges kan doen, is om te simpatiseer, is om op 'n afstand te staan en te sê, weet jy, ek kry jou baie jammer, maar ek het net nie die vermoë om te voel wat jy voel nie, om in jou skoene te staan nie. Nou in Romeine skryf Paulus 'n brief aan die Romeine, en in Romeine 12 doen Paulus baie moeite om te sê in vers 15, ons moet bly wees saam met die wat bly is, en ons moet treur saam met die wat treur. Wat Paulus hieroor praat is nie blote simpatie nie. Dit is nie om op 'n afstand te staan en kyk hoe iemand deur 'n moeilike tyd gaan en te sê, "Haai, weet jy, ek kry versis en vir so jammer nie." Hy praat hier van empatie. In Afrikaans word dit vertaal met meelewing. Meelewing sê dat ek my lewe verbind aan die lewe van iemand anders. Meelewing sê dat ek iemand anders se skoene aantrek, al is daardie skoene hopeloos te groot vir my, en om ietsie te probeer ervaar van dat wat daardie persoon op daardie oomblik ervaar. As dit blydskap is dit om bly te wees saam met iemand. As dit hartseer is dit om saam hartseer te wees. Hoe dikwels is dit vir my en jou moeilik om bly te wees saam met iemand anders? Partykeer kom daai gevoel van groenigheid oor ons, daai gevoel van jaloesie. Partykeer kry ons dit nie reg om die vreugde van ander mense te sien en saam met hulle bly te wees nie. Want baie keer kyk ons dan binne toe na onsself toe en sien die donker kolle hier in ons binneste, die plekke waar ons seer en pyn het. En dan gun ons nie vir iemand anders daai vreugde nie, want hoe kan hulle bly wees terwyl ek seer het? Hoe kan hulle vreugde ervaar terwyl ek donkerte in my binneste beleef? Paulus sê nee, wees bly saam met die wat bly is. Maar hy vat dit ook na die ander ekstreme toe. Hy sê, wees hartseer saam met die wat hartseer is, treur saam met hulle wat treur. En is dit nie ook vir ons maar moeilik nie? Partykeer voel dit vir ons asof ons dit net nie reg kry om so diep oor iemand anders te voel nie. Partykeer is dit lekker om daai afstand te behou tussen ons en iemand anders. Want as ons die afstand verkort tussen ons en iemand anders, veral tussen ons en iemand anders se seer, dan vra dit dalk ietsie van my. Dan vra dit dalk ietsie van my wat my ongemaklik maak. En ek wil nie ongemaklik wees nie, so ek probeer die afstand tussen my en daardie persoon behou. Ons sal baie keer in sulke situasies sê, weet jy, dis nie goed om betrokke te raak nie. Dis eerder beter om onbetrokke te bly, want dan raak dit jou nie, wat daai persoon ervaar nie. Weereens sê Paulus, nee, treur saam met die wat treur. Hê meelewing saam met iemand wat deur ietsie gaan. Trek as dit ware iemand anders se skoene aan. Al is daai skoene vir jou te klein, of al is daai skoene vir jou te groot. Ja, daai skoene pas jou nie, maar probeer beleef wat iemand anders beleef, want dan sal jy die afstand tussen jou en iemand anders kleiner maak, want dan sal jy nie op 'n afstand staan en sê, ek kry jou bloot jammer nie. Jy sal uitreik, jy sal barmhartigheid bewys, want jy stap nie onaangeraak van daardie persoon af weg nie. Mag ek en jy vandag en elke ander dag ook dit in ons lewens probeer, in dankbaarheid vir dit wat die Here eerste aan my en jou bewys het. Hemelvader, dankie dat U eerste saam met ons kom voel het. Dankie dat U mens geword het, vlees en bloed geword het, om die emosies en die gevoel en die leed van die mensdom aan U eie liggaam te ervaar. Maar Vader, help ons ook om dit verander te wees. Open ons oë, sodat ons nie net op 'n afstand sal bly en jammer voel nie, maar dat ons nader sal tree, dat ons empatie sal beleef, dat ons in ander se skoene sal inklim en ervaar wat hulle ervaar. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons sien mekaar gou weer.